Welkom by die Klipkouers Potgooi, waar ek gereeld gesels met Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Laat die wiele rol. Corbert Viljoen het sy lewe lank 'n absolute passie vir klassieke motors. Toe hy staar 6 was, het sy entrepreneur pa reeds vir hom 'n Ford Fairlane gekoop. En hoewel sy ma wou gehad het dat hy 'n vlieënier moes word, het sy passie vir ou kar uiteindelik die boottoon gevoer en beoefen Corbert sy aanvanklike stokperdjie die afgelope 5 jaar reeds as 'n voltydse beroep. Sy onderneming, Wat Swaai Jy, in Menden, spesialiseer in die koop en verkoop van klassieke motors en hulle is ook spesialiste op die gebied van restaurasie. Volgens Corbert is sy kliënte meestal entoesiaste wat sy passie vir karre deel. Geniet die onderhoud, baie interessant gewees vir my persoonlik en natuurlik doen jouself 'n guns as jy in Pretoria is, gaan maak 'n draai by Wat Swaai Jy. Lekker leer en lekker luister. Corbert, vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy groot geword? Wat is die pad wat jy gestap het tot hier waar jy nou in die klankbankatelier sit? Dankie Jacques. Weet jy, dit is altyd eintlik 'n moeilike vraag as iemand my so iets vra. Ek weet nie. Mens probeer dit pinpoint waar die dinge begin het en waar mens vandaan kom en waartoe jy gaan. Dit is maar moeilik. Ek dink in my geval is dit maar iets wat gebroei het van kleins af. Net ek het altyd daarvan gehou om myself besig te hou met my eie goed en maar net aan die gang te bly en dinge te doen. Ek het nog altyd 'n passie vir die ouer voertuie gehad, die ou karre, die klassieke karre en ek dink ek het maar daarop gebou. Ek het, soos ek nou ook vir jou gesê het, toe ek jonger was, het ek nooit gedink dat dit wat ek tans doen gaan my loopbaan wees nie, wat ek nou net te bevoorreg is dat dit wel is. Maar ja, ek dink dit is iets wat ek aan gebou het en aangegroei het en aangewerk het. Ek het op skool al 'n klompie karre gekoop en geverkoop en gehad. My pa het natuurlik gehelp met die finansies daarvan. Het hy 'n liefde vir? Nee, hy het nie. Hy het 'n liefde vir sy seun gehad en hy wou net gehad het sy seun Jy moet bly wees, happy wees. Ja, so hy het vir my in standaard 6 'n Ford Fairlane gekoop en ek dink hy het R3000 vir hom betaal, 50 spandeer en hom verkoop vir R2000 na die eerste keer wat die kar hom geïrriteer het. Maar toe het hy weer vir my iets gekoop daarna en so aangehou en ek het nou met die goed gekarring en in matriek het ek 'n klompie karre al gehad. Het jy al opgebou self? Ons het aan die goed gewerk self. Ek het nie die volle restaurasies, verwerk en al self gedoen nie, maar ons het maar die goed mooi gemaak en aan gewerk en het net probeer waardevol maak. Maar die idee was ook nooit eintlik om te verkoop vir geld nie, want ek was maar 'n jong man gewees wat net gedink het ek wil die karre hê. Die idee was nie om dit te verkoop nie, maar lyk cool in die straat. Dit lyk cool en die girls like it. En toe begin ek maar net van die goed so koop en verkoop en toe ek in matriek kom, toe sê my ma nee, ek gaan 'n vlieënier word, haar kind gaan 'n vlieënier word. So ek het gaan vlieg na skool, ek het my lisensie gekry en al daai dinge. En toe ek die lisensie kry, het ek net heeltemal besef dis nie vir my nie. Ek het nog steeds hierdie liefde vir die kar en ek wil teruggaan na dit. Toe as ek vrye tyd gehad het ek aan dit gewerk. Op skool self het my pa ook gereël dat ek by 'n paneelklopper vriend van hom gaan werk. Standaard 7, 8 en 9 naweke skoolvakansies het ek daar maar gaan karring. Ek dink minder werk as enigiets anders. En die ouens het my 'n salaris betaal, maar ek het toe na my pa se dood uitgevind dat hy het gegaan op 'n maandeinde of 'n weekeinde en dan betaal hy die eienaar van die plek en die eienaar betaal my salaris. So dit was maar my pa se manier sê kom ook maar 'n bietjie te goed te werk aan hierdie passie van my en dit het maar net so aangehou. En ja, ek het nadat ek gevlieg het, lisensie vir my ma gegee vir haar gesê, nie vir my nie, ek wil 4 wiele op die pad hê en dis wat toe gebeur het van daar af en ek het maar so die mark geleer ken, die ou karmark geleer ken, aangehou daarmee en het ons vandag ons besigheid waar jy was. Yes, dit is fantasties, maar ek wil 'n bietjie vashak by jou pa, né? Ja. Want dit is daarom 'n wonderlike storie. En wat vir my uitspring is nommer 1, ek het die naweek het ek 'n YouTube ding wat die ou nog gesê het, moenie jou kinders, moenie jou lewe of onvervulde ambisies deur jou kind probeer leef nie. So dit was interessant. Maar nommer 2 was die feit dat hy jou hande laat letterlik vuil maak. Daai praktiese mentorskap. Ja, absoluut. Dis missing in die wêreld vandag. Almal dink hy wil 'n prokureur geword, maar hy weet nie wat doen 'n prokureur elke dag nie, of 'n rekenmeester of 'n dit of 'n dat. Dit is so, nou dat jy so praat daarvan, ek het so 2 of 3 keer het ek op hierdie, dit is career coaching tipe goed, shadow match, so ek het al daar met 'n paar praatjies dat my gevra om 'n bietjie met die mense te praat, want het gaan maar oor kinders wat nie regtig weet wat hulle wil doen nie en waar hulle moet gaan nie. En die ouers voel natuurlik almal moet in 'n professionele rigting en jy moet gaan swat en dit is die enigste manier en dis the way of the world en dis hoe dit werk.
En ja, ek dink neem maar party ouers raak maar 'n bietjie ontstel, maar dit is nie noodwendig so nie. En ek sê nie jy moet jou kind net los of enigiemand wat iets wil doen net los om te doen wat hulle wil doen nie. Obviously, daar moet nog steeds targets en goalposts en wat ook al wees wat die ouens moet bereik, maar jy moet mense 'n bietjie geleentheid gee om net te kan doen wat hulle wil. En ek was bevoorreg met my pa, so hy was ook maar 'n onderwyser toe hy jonger was, maar hy het vroeg in sy lewe ook besluit entrepreneur en hy het geweet wat harde werk was en hy het vir sy kinders geleer. Hy het vir my ook veral goed probeer leer dat jy werk maar vir wat jy het en op die einde van die dag as jy vir jouself werk, is jy die enigste een waar daar sit en vra moet antwoord en wat ook al dit mag wees. So hy het dit vir my geleer en dit is hoekom hy dink ek my blootgestel het aan baie van hierdie geleenthede om fisies te gaan werk, nie net te gaan rondneek nie. So nee, ek het my pa het my geleer van vroegdag af om hard te werk. Yes, dit is regtig 'n baie inspirerende voorbeeld maar kom ons haak 'n bietjie vas weer eens daar by jou pa, sy agtergrond, jy het genoem spoorweë back in the day, jou oupa. Dis reg. Jy's in Bloemfontein gebore, so kom ek like jou sommer meer. Ja, sy Vrystaat, bietjie Vrystaat DNA daar tussen die Pretoria. Ek hou van die kleur van jou ateljee. Ek moet vir jou sê hy is Vrystaaterig. Hy is baie hy het 'n tikseltjie oranje. Ja, hy het. So ja, nee, my pa was 'n onderwyser gewees, hy het onderwys geswat NKP in Pretoria. En hy was onderwyser by Monument gewees en ek dink 'n paar ander skole, maar hy was jonk gewees, in sy 20's gewees toe hy daarmee begin het. En hy was Gys Viljoen gewees. Selfe name as ek, Cornelius Gysbert Johannes Viljoen. So ons het dieselfde name gehad, my oupa ook. En jy is die derde. Ek is die derde. En my pa se pa was op die spoorweg gewees, hy het maar vir die spoorweeg gewerk en wat ook al. En ja, hy het toe maar vir my pa gereël om die restaurant, kroeg, koffiewinkel als op Pretoria stasie te kry en vir die treine en die busse en alles te cater daai kant. En dit was toe maar hoe my pa se entrepreneurloopbaan dink ek begin het. Hy het toe maar altyd vir homself gewerk en van daar af uitgebrei na die hotelbedryf toe en Pretoria Sport en hierdie rugbyklub in Groenkloof in Pretoria het hy vir 'n lang tyd ook gehad en bedryf. So ja, hy was onderwyser en toe ek dink maar soortgelyk aan ek. Ek het my maat gedink ek gaan 'n vlieënier wees wat 'n professionele rigting is, maar my pa het ook besluit so iets is nie vir hom nie en hy wil maar vir homself werk. Mens wil maar op die einde van die dag jou eie ding doen en voel jy beteken iets. Ja, en ek dink dis baie keer dis die ding van entrepreneurskap. Ons sê ook as jy kyk, mens kan nie al sê seker ons moet 'n day job hê. Natuurlik. Jy gaan mense kyk nie neer as jy sê jy moet nie. Baie mense. Maar jy nou eendag gesê as jy vir iemand werk is jou plafon is jou titel op jou besigheidskaartjie. Ja. Jy kan nie hoër styg as wat die titel sê nie. Dit is so. En ek dink dis nou weer waar entrepreneurskap, die risiko's is groter, maar daar's nie 'n plafon nie. Jy bepaal die plafon. Nee, dit is. Ek dink van die buitekant af lyk dit baie keer vir mense wat jonger is. Nie dat ek ouer is nie, maar jonger is en nog besluit wat hulle wil doen met hulle lewe, lyk dit dalk baie glamorous van 'n buiteprentjie af, maar ek dink ek het dit al baie keer ook gesê, ek dink om 'n entrepreneur te wees en self dinge te moet laat gebeur is 100 keer harder werk as om vir iemand te werk. Maak nie saak in wat 'n moeilike posisie jy is nie. Dit is maar vir jouself werk is 'n klipkouer. Jy vat dit 'n sterk ken hè. Ja. Hoorie maar nou so jou pa, wat interessant was, jy het nou gesê met die Pretoria stasie, daai is uitgesit op tender elke jaar gewees. Hoe het dit gewerk daai tyd? Nee, ek is nie 100% seker van die details daarvan nie, maar ek dink dit was elke jaar en behalwe as my pa nou elke jaar of elke paar jaar seker weer aansoek gedoen het en dit gekry het, maar ek onthou nie as kind. So die Pretoria stasie het in 2001 afgebrand. So van toe was ek 13, 14 jaar oud gewees. En ek onthou nie dat daar tenders was nie. Hy het nou maar natuurlik, hy was 'n man wat 'n plan kon gemaak het. So hy was natuurlik geconnected met die ouens op Pretoria stasie gewees en hulle het hom gevra om van Bloemfontein stasie af te kom die kant toe om die stasie hierdie kant self te doen wat hy daai kant gedoen het met die. Het hy dit op Bloemfontein toe gehou op daai stadium? Nee, hy het dit toe maar opgegee. My pa het altyd gesê die besluit wat hy nie die slegste besluit nie, maar 'n besluit wat hy so bietjie spyt was oor was om van Bloemfontein af Pretoria toe te trek. My ma wou Pretoria se kant toe kom, haar ma en familie almal was hierdie kant gewees en haar pa. En my pa toe my ma het gevra en hy het sak en pak maar net besluit kom ons gaan en hulle het hierdie kant ek weet sê die Pretoria luisteraars julle gehoor, Corbert se pa wou in Bloemfontein bly. Ja, hy wou. En my ma het hom oortuig en hulle het hierdie kant toe gekom en hy het maar die Pretoria stasie die kant gevat en dit tot en met 2001 het hy dit bedryf so goed as wat hy kon en heel goed gedoen en
Ja, en Maar toe hy nou afbrand, toe sit nou wat? Dis nou die ja, hele so daar is ook besigheidsmodel nou weer 'n het nou ander- verander. Daar is ook nou weer 'n ander storie. So hy het 'n maand voordat die Pretoria stasie afbrand het hy 'n uitval gehad met sy versekeraars, Santam destyds. En hy het toe die versekering gekanselleer 'n maand voor die stasie afgebrand het. En ja, daar was 'n sambreel op die stoep gewees wat in 'n kliënt se kar ingewaai het. En die versekering het toe op sy versekering het toe gesê hulle gaan nie uitbetaal daarvoor nie, dis 'n act of God of 'n act of nature of iets van die aard en hy het dit net nie soos dit aanvaar en hy was seker maar in die proses om sy versekering oor te skuif elders en in daai tyd wat hy dit gekanselleer het, toe het die Pretoria stasie afgebrand en ja, hy het toe die versekering gehad nie, daar was nie eintlik water brandskade so seer nie, dit was maar die waterskade wat die brandweer eintlik veroorsaak het na die tyd. En dit was reg langs Bloutrein se kantore gewees destyds op Pretoria stasie. En ja, toe het hy verlang terwyl hulle nou toe die idee hulle gaan die Pretoria stasie nou oordoen en maar intussen moet hy maar nog steeds bedryf, hy moet aan die lewe bly, dis sy inkomste, hy is entrepreneur. Hy het toe 'n houthuisie opgesit by die Pretoria stasie tussen die busse waaruit hy sy shop gehardloop het. So hy het nog steeds sy koerante, sy tydskrifte, sy koeldranke, kos, wat ook Want hy mag daar wees. Hy mag daar wees. Hy het net nie en hy die gebou het dit gedoen uit die Wendy, hy het seker vir 'n jaar, nie minder as 'n jaar, paar maande. En ja, toe het hy eendag obviously nou 'n paar rand gespaar met die besigheid saam en hy het oor aan die pad gestap en hy het hierdie vervalle gebou daar gesien wat nou nog die Belgrave Hotel is. En hy het besluit hy koop die plek. Ons almal het gedink hy's so bietjie aan die mallerige kant, maar dis ook alright. En ons het as familie sak en pak in die Belgrave Hotel ingetrek. Ons het daar gebly. Ons het vir lank daar gebly, 'n paar jaar, terwyl my ma hulle die gebou restoreer het en die gebou was baie gevandaliseer, al die vensters, geysers, krane, enigiets, die plek was leeg, hy was 'n dop gewees. En my pa het dit gekoop en so 2 jaar lank gerestoreer en uitgesort en reggemaak en toe as 'n hotelbedryf vir klomp jare van 2001 tot en met 2015-16. En dis so hy het goed gedoen op. Ja, nee, hy het goed gedoen. Hy het die Belgrave gekoop en toe in 2004 of daarrond het hy die Victoria Hotel ook gekry. Ons het daar vandag gechat want ons het gepraat oor Roan Vos en Rowels Rail en dit was Roan se hotel gewees. My pa se transaksie wat hulle met die hotel, ek is nie seker van die details nie, was ook met Roan Vos. Hy was wel betrokke geweest. So ons het die plek gekry. Laat dit nog lyk soos 'n ou Rowels Rail gebou met die mooi matte, die kunswerke, die ou meubels wat daar was en alles het ons net soos dit gekry. Ja. Soos wat ek sê, ons het tot vandag toe nog 'n klomp van daai meubels. Yes, like. Ja, maar wat het toe as ek maar vra, wat het met jou pa, was dit skielik? Ja, my pa hy's op 56 aan 'n hartaanval oorlede. Ons was op die plaas op Nabenspruit gewees op 'n vriend se plaas van my pa daar en het 2:00 die middag, ons was in die swembad gewees, hy het gesê hy gaan net bietjie vir die TV lê en 10 minute later hartaanval en hy's net daar op die plaas oorlede. Ons het nog probeer om in die dorp kry, maar op Nabom is daar ook nog nie die beste hospitale of hulp daar nie en ja, hy's toe daar oorlede en ja wat, ons gaan nou maar aan. Ons het toe, ek en my ma het toe die Belgrave Hotel gevat en ons het dit toe omskep in iets wat sy al lankal wou gedoen het, maar my pa was wel 'n entrepreneur, maar nie baie groot op verandering nie. So as iets gewerk het, dan het hy gehou om dit so te los. En my ma het altyd die planne gehad om die Belgrave Hotel te omskep in woonstelle, want dis minder admin, hulle hoef minder op te wees, want hulle het ook nog maar ouer geraak en seker maar behoefte gehad om eendag af te tree. So ons het dit gedoen. Die hotel is nou uit begin van hierdie jaar oopgemaak. Dit was 'n klein hotel, 23 hotelkamers, is nou 34 woonstelle, vloer opgebou, daar's retail spasie en ja, ons gaan maar kyk hoe dit gaan. Dit lyk daarom of dit beter werk. Ja, so ons het nog steeds die gebou. Ons het nou net 'n paar vennote bygekry. Maar ja, dis maar wat my pa vir my ma gelos het op die einde van die dag. Yes, what a legacy, nee. Ja. Dis baie spesiaal. Hy het ook maar nog 'n bietjie werk agtergelaat, maar dis okay. Dis hoekom hy my so opgelei het om dit te doen. Jy was reg vir so sê you were ready for a time like this. Ja. So kom ons praat nou 'n bietjie. Kom ons praat oor jou. So natuurlik die passie vir karre was nog altyd daar. Die hoërskool, so wat het toe nou na skool, jy wil nou nie 'n pilot wees nie. Wanneer het jy nou besef, luister, ek kan nou lewe maak van hierdie karbesigheid? Ja, eintlik tot vandag toe probeer ek nog vir myself oortuig ons kan 'n lewe van dit maak. Maar nee, ons moet. Ons het nie keuses nie. Dit is maar iets wat ek vir my vrou ook elke dag sê. Ons het nie 'n keuse nie. Dit wat ons nou doen en wat ons gekies het om te doen. Sy werk ook saam, sy's ook deel van die maatskappy en dis maar ek en sy wat dit hardloop. Ons het 'n besluit gemaak 'n paar jaar terug en dit is wat ons gaan doen en ons het geweet dit gaan nie maklik wees nie, maar ons het besluit ons gaan dit doen en ja, die besigheid gaan goed aan. Ons het ons bevoorreg om 'n
'n goeie mark te hê. Dis iets bietjie niche, daar's nie te veel ouens wat dit doen nie en ek dink in ons industrie is reputasie maar uiters belangrik. So dis iets waaraan ons baie hard werk. Reputasie is so eenvoudig soos jy ry nie 'n 69 Mustang uit en sy wiel val af om die blok nie. Dit gebeur ook. Dit gebeur ook. Yes, jy praat daarvan. Ek het 'n 1965 Mustang in Durban gehad en ek het die kar nog persoonlik self gesien nie, maar die kliënt is 'n reputable man en ons het met hom gesels en ek stuur 'n kliënt vir my, hy vlieg van Pretoria af Durban toe en hy gaan hierdie kar gaan toets bestuur. Het in die kar geklim en hy het 1 kilo gery en een van die wiele het afgekom. Actually regtig. Ja, Gideon was die kliënt vir my gewees. En hy het toe na hom gelag oor die situasie. Dit is nie 'n kar wat in voorraad, maar voertuie wat by ons in voorraad is. Dit is maar moeilik, is ouer voertuie, maar reputasie, soos wat jy sê daarso, mens maak seker die verkoop daarom nie 'n stuk gemors nie en die ouens wat 'n voertuig koop. Jy probeer ook maar die ekspektasies van die mense net bietjie manage. Ek dink dis 'n groot ding in ons industrie is om ouens moet weet. Ek het al baie van transaksies al weggeloop want ek weet ek gaan 'n voertuig verkoop aan 'n ou en hy gaan my die volgende dag probleme gee en die kliënt gaan met my veg en hy gaan my bel want hy is net nie 'n ou kar 'n mens nie. Verstaan dit nie. So ou kar hy het nie daai jy met daai grys nee, jy moet en dit verg aandag en dit is maar daar's altyd TLC en jy moet maar aan die goeders werk en karring en jy moet aandag aan dit gee. Dit is nie jou primêre voertuig nie en jy moet ook nie verwag dat jy sommer net in enige ou voertuig klim en dit gebruik as 'n primêre voertuig nie. Goeders gebeur maar van die karre is 80 jaar oud. So mens moet dit maar gedagte hou. Dis 'n Sondagkerk of net ja, Saterdag. Ja, natuurlik. En op party Sondag gaan hy ook nie wil staan nie en dit is deel daarvan. Ja, ons probeer die goeders reg doen en goeie voertuie verkoop. Maar ja, mens moet maar net jou verwagtinge bietjie manage. Wat was die pad wat jy gestap het waar jy daai eerste transaksie of hoe kos gesels 'n bietjie oor die besigheidsmodel. Jy weet, jy het nou besluit kyk ons kan dit doen. So wat was daai eerste kar wat jy verkoop het en hoe werk die proses? Jy koop die ou kar in, jy tune hom, jy verkoop hom. Is dit so eenvoudig soos dit of like say as simple as that but it's not as simple as that? Ek wens dit klink lekker, maar ja, dit baie keer is dit. So ons het vir baie lank die beginjare van die besigheid. Ons het die besigheid officially is geregistreer in 2015, maar toe tree ons nou al vir 5 jaar omtrent uit ons persoonlike kapasiteit. En ja, weet jy, aan die begin het ons maar voertuie gesoek wat mense aankoop en jy verkoop dit net sonder dat ons werk kan doen. Obviously het ons toe nie die ervaring en die mense gehad wat vir ons werk, wat aan die voertuie kan werk en dit beter maak nie. So ons het maar self, dit wat ons ingekoop het as klein goedjies het myself maar aangekarring. Ek en Nadia het al baie kere gesit, dan koop ons 'n kar, sy polish hom, ek probeer bietjie die meganiese deel regmaak, sommer by die huis en dan verkoop ons van daar af en beweeg aan na die volgende voertuig toe. Maar bygesê ook toe dit begin het, ek het altyd geweet dit is iets wat ek wil doen en dit sal 'n besigheid wees, maar elke kar wat ek gekoop het, ek gedink ek gaan vir altyd hou. Dis so, weer want dis jou hart, ja, dis jy sentiment en dan koop jy dit aan en dan baie van die goed is ek baie spyt dat ek wel verkoop het, maar die idee was maar om uit te brei na iets toe, maar soos ek sê, ek het die goed gekoop aan die begin om dit te hou en dan werk jy aan dit en dan maak 'n ou jou 'n aanbod of iemand sien die voertuig of jy sit 'n foto op Facebook. Facebook is deesdae baie powerful, maar back in the day was dit maar net mense wat die goed gesien het, 'n kar skou hier en daar wat ook al. En ou maak jou aanbod en as 'n 17, 16-jarige jong laat op skool wat nou 'n kar gekoop het of gekry het en jy weet die kar het jou nie eintlik geld gekos nie en jy kan 'n paar rand maak en jy kan dan net iets anders gesien wat jy moontlik kan koop, dan doen jy dit. Jy vat die geld, jy beweeg aan en jy gaan aan. So destyds ook het ons nie te veel geweet van die industrie presies hoe dit werk nie. Daar was ouens in die mark ook gewees en ons het dit maar oor die jare net geleer ken en ek en Nadia het beslis wil die beste wees in hierdie industrie en ons werk hard daarna toe. So ons het besluit om hierdie ding aan te pak en ons het die showrooms oopgemaak, die showroom in Menlyn nou onlangs oopgemaak voor dit maar net store gehad waar ek die karre aangehou het, by die huis gehou het, aan gewerk het en ook so maar bietjie die mark leer ken en sekere van die ek wil nie sê die rolspelers nie, maar van die kliënte, die versamelaars in die industrie leer ken en ek dink dit was ook goed geweest. Ons het eers bietjie ons voetwerk reg gekry en fondasies reg gekry en toe het ons besluit ons neem die vintage classic car mark oor. En kyk en die belangrike ding daar is jy het julle overheads laag gehou. Jy weet terwyl jy die babietjie tot vandag toe. So as jy vra oor die besigheidsmodel, dis een ding wat ek dink baie mense nie van my weet nie, maar ek is nogals 'n paranoïese ou en ek kan nogals berekend bietjie stres oor sekere goed. Ek wil hê goed met 'n sekere manier verloop en as dit nie so verloop nie, dan kan dit my so bietjie omkant gooi, maar mens werk nou maar daarmee. So vir my was die groot deel van ons besigheid altyd nog overheads gewees, want ek weet in hierdie mark dat
daar kom tye waar mense nie vreeslik voertuie verkoop nie. Ons is baie bevoorreg met die corona tydperk nou gewees, die lockdown en so aan. Ons het nog steeds kon nog steeds besigheid doen want ons het nou 'n klomp aspekte wat saam met ons besigheid gekom het nou oor die jare, versekering en waardasies ensovoorts wat ons bietjie aandag aan gegee het en ons maar in die lewe gehou het tydens die lockdown periode. Maar 'n groot deel van my was nog altyd, so tans ook, ons huidige perseel in Menlyn. So ek's basies maar die landlord van daai perseel. Ek huur die hele spasie onder. En dan sublet ons, so die werkswinkel waar ek ook 'n betrokkenheid het hier by my. Okay. Al daai Is dit Snor City? Dit is Snor City. So dit is dan nou die workshop en dan al die stoorspasie wat ek het. Die stoorspasie betaal natuurlik, hier is versamelaars van ons wat voertuie stoor, wat te veel voertuie het, goeders wat in queue is vir die workshop. So ek het 'n paar versamelaar kliënte dan hier nou byvoorbeeld 'n 2 by, ons noem dit die pits. Hier uit die pit by ons. Dis nou daar agter in die hoek. Dis in die hoek, ja. So dan parkeer hy sy 2 karre wat onlangs ingekom het. Dit's in queue vir die workshop en dan sodra daai klaar is, dan kom dan nou weer 2 nuwe karre daarin of hoe ook al dit mag wees. Of jy sal dit nie gewoon baie ouens wat voertuie koop wat nie noodwendig het met hulle vrouens bespreek nie. So hulle koop dit, parkeer dit en dan speel hulle maar vir tyd totdat hulle op 'n goeie manier vir die vrouens kan verduidelik, of andersom, vrouens wat dit nie vir die mans vertel nie. Ja, so die groot ding was maar vir ons die overhead, so ek probeer goeie mense aanstel wat 3 werke kan doen, in plaas van om 3 mense vir daai goed aan te stel, en in ons industrie is dit nie baie maklik om ouens te kry regtig wat kennis in hierdie goed het. So ons lei maar die ouens op, ons probeer maar nou jongerige manne aanstel wat saam met ons 'n pad kan stap, en maar leer soos wat ons die goed gedoen wil hê. Maar eers is die passie, obviously. Nee, dit is crucial. Ek het al baie ouens ge-interview wat daar by ons kom, wat kom werk aansoek doen. En dit sal sekerlik werk. Die ouens sal seker gelukkig wees en 'n wins kan maak en die besigheid bou van daar af, maar partykeer dit is 'n groot ding in ons industrie. Jy gesels vreeslik baie met baie mense en baie min van dit realiseer in besigheid. So jy moet nog steeds maar net met die mense kan chat en jy moet 'n bietjie 'n broad spectrum idee hê van wat in die industrie aangaan. En jy moet die voertuie op die einde van die dag ken en jy moet daarvan hou, want vir 'n gewone salesman, hy gaan nie sommer met iemand net wil gaan gesels as die persoon nie 'n aanduiding gee dat hy wel iets wil koop nie. So ons gesels, maar ons you kiss a lot of frogs, maar dis nou maar deel van hoe dit werk. Hoe, so ek wil 'n bietjie vashaak met daai, jy het nou gesê ook, weet, die talent lê nie rond nie, omdat dit julle is verskriklik niche, en is ook ek wil moderne mechanicus, seker maar 'n rekenaar, weet, hy plak hom in, nee, hy moet diagnose en masjiene en dinge. Ja, so waar, nommer 1, hoe bly julle skerp, in terme van julle skill sets, of is daar met 'n ouer engine 5 stappe en daai 5 stappe verander nooit nie. So dis my eerste vraag is, hoe bly julle skerp? Waar gaan julle om? Hoe weet jy's die beste wat jy kan wees? En dan jy het nou gepraat van julle monitor die industrie. Ja. Wie's best in class? Waar kyk julle in die wêreld om by te leer, om te sien hoe jy weet beter kan word? So op jou eerste vraag, ek dink ons ouens, omdat ons maar, ek praat nou van in Snor City in Pretoria, is ons nou maar die enigste ouens hier rond wat eintlik bietjie aan die ouer voertuie werk, en die mense begin dit nou al meer besef en bring die karre vir ons. So ek weet nie om die woord wat ek wil gebruik is on the job training. So ons ouens, ons werktuigkundiges, hulle almal het 'n passie vir, ons het 4 of 5 van hulle daar in die werkswinkel 5. En hulle almal het 'n passie wat anders hulle nie daar gewees het nie, want op die einde van die dag die ouens kry wat hulle wil hê en hulle word persoonlik dink ek aangevul en hulle werk nie, hulle het nie 'n routine day-to-day ding wat hulle elke dag aan, mag nou nie 'n brand se naam gebruik nie, maar 'n spesifieke selfde klein karretjie moet werk, selfde ding oor en oor en oor doen nie. So die ouens geniet dit en is heeltyd iets anders wat gebeur. Daar is net 'n paar stappe wat 'n mens kan volg op 'n ou kar se engine, maar almal van hulle verskil ook. Jy kry jou V6, V8, 4-silinder, wat ook al dit mag wees, maar on the job, ek dink die ouens, omdat daar so baie werk deur die werkswinkel gaan en hulle hou hulle self clued up met allerlei online video's en kursusse en goedjies wat 'n mens kan doen. So ja, hulle hou hulle self maar ingelig soos dit, en soos ek weer sê, on the job, hulle werk met die goed, so elke dag is 'n nuwe ding en hulle figure dit uit. Op 'n einde van die dag, die ouens moet dit maar uitfigure. Daar is nie regtig meer, daar is workshop manuals en dit en dat, maar van die ouer karre is nou al oor die jare so baie aangewerk deur verskillende mense en bietjie verander, en die woord restaureer is ook 'n ander ding wat ouens baie ligtelik gebruik, maar baie karre is nou al gerestoreer soos wat die manne sê. En dan is baie goed verander en gemodify en bietjie fabrication werk gedoen. So dan moet die manne dit nou weer van nuut af uitwerk, want dit is nie meer soos die dag word uit die fabriek uitgekom het nie. So nee, hulle hou hulle self maar
Hulle hou hulle self maar net clued up met wat gebeur. En ons op die ander kant, jou tweede vraag, ek dink is min of meer jou vraag. Ons as die bestuur van die maatskappy, ons hou alles dop. Ons volg die buitelandse mark, ons volg ons mark, ons probeer bietjie boekhou van die waardes waarvoor voertuie verkoop. In Amerika en daar rond is daar meer mense as hier wat doen wat ons doen en hulle dankvader hou heel boek van, jy kry Haggerty en die NADA guides en alles wat online is. So hulle hou boek van verkoopswaardes en hulle doen ook waardasies en hulle klassifiseer voertuie in verskillende kategorieë, 4 kategorieë van die kwaliteit van die voertuig, van sleg na bittergoed, kankors natuurlik. En ja, in Suid-Afrika, omdat die ou voertuie glad nie regtig 'n boekwaarde het of enigiets soos dit nie, dit is maar bietjie van 'n grys area, maar ons probeer redelik markverwant bly en ons probeer soveel as moontlik inligting oor 'n spesifieke voertuig en historical resale waardes bymekaar maak om te weet min of meer wat dit kan werd wees. Dit bly maar 'n grys area. Dit is ons probeer dit ook in verskillende kategorieë opbreek om verskillende waardes want soos een het 'n storie dalk wat deur 'n famous koppel aan iemand spesiaal. Ja. Een kar is goed gerestoreer, een is sleg gerestoreer, een het nie oorspronklike parte en die ander ene het ons sien baie ouer voertuie wat ouens nie dit te erg verstaan nie en dan sal hulle byvoorbeeld 'n Golfie se sitplekke in 'n ou Volla sit of hy verf hom net 'n kleur wat mooi is, maar dis nie so oorspronklike kleur nie. Nou obviously jy kan dit doen, jy mag, dit is geregtig om dit te doen, maar jy moet net besef dit affekteer die waarde. Dit affekteer die waarde van die voertuig. Ja, so versamelaars wat die ouens is wat top dollar betaal vir die voertuie, hulle soek goed oorspronklik of as dit iets is wat hulle regtig graag wil hê, maar meeste van die tyd maar oorspronklikheid kom bo uit. So ja, dit is hoekom ons werkswinkel ook, ons bou baie custom voertuie vir 'n klomp maatskappye, bemarkingsvoertuie en so aan, maar hulle doel van daai voertuig is nie om hom as 'n bate laat hy waarde moet groei. Dit is net om 'n bemarkingstoel te wees. So dan doen ons dit vir hulle en dan die ouens weet ook, jy koop 'n kombi van R150,000, jy spandeer R300,000 aan hom. Dit maak nie jou kombi R450,000 werd nie. Jou kombi bly heel moontlik nog steeds R150,000 werd. Maar jy kan met hom Bloemfontein toe reis sonder probleme. Ja, so wel hopelik. So ja, ons probeer maar op alle maniere moontlik. Ons lees, ons het 'n klomp newsletters waar ons gesubscribe is wat al ons ouens name ons doen dit namens hulle. Hulle kry ook gereelde inligting. Ons het boeke, jy het ons boekrak gesien daar by die plek en dis alles op ouer voertuie gemik. So mens moet maar net jy moet maar net self dit vir jouself maak werk. Daar is nie kursusse wat jy doen wat vir jou presies wys hoe werk hierdie industrie of hoe werk 'n ou kar nie. Jy moet ongelukkig maar self sien kom klaar. Wat ek baie van hou wat jy sê in hierdie besigheid, die tipe besigheid is juis omdat dit so die heeltyd varieer. Dit is reg, ja. So dit hou dit opwindend. Dis soos jy sê, dit doen. Die eendimensioneel hierdie. Nee, dit doen dit is maar voertuie, die klassieke voertuie in vandag het baie beleggingsoriënteerd geraak. So baie ouens koop voertuie om dit as 'n belegging te gebruik en ek bedoel, dit is een van baie min beleggings as jy reg koop op die einde van die dag. Baie wat jy kan verseker, jy kan hom gebruik. Dit is 'n usable investment wat jy kan verseker teen diefstal, teen skade, wat ook al. So jy kan verloor, moet nou nie dink almal moet gaan ouer voertuie koop en dink almal gaan vreeslik groei op hulle belegging sien nie. Jy moet nog steeds reg koop. Die mark beweeg op en af en ons probeer trend hou daarvan, maar mense moet ook in gedagte hou dat met hierdie, omdat dit 'n niche mark is en daar's limited voertuie beskikbaar as sê maar nou in die Porsche mark of in die Amerikaanse karmark of wat ook al. So as jy reg koop, die mark gaan soos wat enige tradisionele belegging maar 'n bietjie volatile op en af is, sal dieselfde doen, maar as jy die regte koper op 'n voertuig kry en jy het jou prys op hom, as die ou regtig waar die kar wil hê en hy voel dit gaan vir hom werk vorentoe as 'n belegging, dan sal hy die voertuig koop, maar ja, ek sien baie wat ouens kom en voertuie koop. Daar's baie van die rugby spelers met wie ons besigheid doen en natuurlik ook nou nie karmense nie en hulle koop dan nou 'n voertuig en dan 'n maand of so later dan dit dalk nou besef dis nie vir hom nie of hoe ook al of hom wil verkoop en iets anders. Hulle gaai ook nogals om baie gereeld voertuie te verander. So een ding maak hom vinnig verveel, dan soek hy nou weer 'n ander ding wat bietjie beter is of anders is. En so mens moenie verwag jy gaan koop 'n voertuig en 'n maand later bring jy hom net terug en sê ek wil nou R100,000 maak op hom of ek wil nou 'n wins wys op my belegging nie. Dit werk nie so nie. Dit kan as jy reg koop. Ek sê altyd vir die mense jy maak maar jou geld waar jy die voertuig koop. Jy moet maar seker maak jou pryse is reg. So daar is in ons industrie ook ongelukkig baie met Facebook saam baie voertuie wat verbo ons opinie se markverwaarde verkoop word. Mense probeer maar
die ouens net afkry. Mens besef ook dat pryse waarvoor 'n voertuig geadverteer word, is nie noodwendig waarvoor dit verkoop word nie. Almal vat maar 'n kans. Maar ons probeer maar so 'n bietjie die mark, ek wil nie sê standaardiseer nie, maar net 'n bietjie meer in 'n riglyn kry dat ouens nie buitensporig cowboy faktor op die ander hand ook nie noodwendig ouens wat nie ingelig is nie wat voertuie verkoop vir minder as wat dit werd is. Ons probeer daai ouens ook natuurlik 'n bietjie help. So ons het 'n proses in ons besigheid ook waar ons namens die ouens die voertuie verkoop. Dit kom glad nie na ons vloer toe nie, maar ons hanteer vir hulle die bemarkingstransaksies, die betaling, maak seker almal is veilig, maak seker papierwerk is reg en hoe meer ek 'n kliënt se kar verkoop, hoe meer kommissie kry ek op die einde van die dag. So ons probeer die ouens maar net bietjie inlig en ons bied kursusse. Ons is nou besig om 'n paar goed vir vrouens op die einde van die dag ook aan mekaar te sit waar die mense kan, my vrou gaan dit eintlik doen nader. Dis iets wat sy graag wil doen, is om vrouens op 'n Saterdagoggend met 'n champagnetjie en 'n breakfast wat ook al leer hulle hoe om tyres te ruil, batterye te ruil en sulke goeders te doen. So sy gaan nou 'n paar van daai gedoen. Dit gaan maar net als oor om mense ingelig te kry in ons mark, want dit is hoe die enigste manier hoe ons mark sustainable kan wees vorentoe is as meer mense ingelig is daaroor en as jonger mense, korrek, die nuwe generasie dan nou. Gelukkig wat ons sien gebeur, maar ja, die jonger generasie moet betrokke raak. Jy het nou van daai shadow match voorgepraat. Klink vir my of julle maar die hoërskool, die mean manne van, jy weet, kry dat hulle moet kom leer om 'n bloody tyre te verander. Ja, ek dink aan my laaitie. Ek dink hy weet waar is die tyre, maar ek natuurlik, ja. Dis dit was nou nie met hierdie moderne karre nie. Maar wat 'n interessante, ek kan nie aan iets meer pret dink. Dis nou 'n basic ding, en maak jou hande vuil en korrek, en geniet dit. Absoluut. Dis mos nou nie en dan weet jy wat om te doen as jy die dag. Ja, so dit is my vrou se, dis haar besluit gewees om hierdie tipe ding te bied vir vrouens. Ag, vir enigiemand, nie net vrouens op 'n van die dag, enigiemand. Sy restoreer nou haar eie Mini. Sy het so sy het 'n nuwe Mini Cooper SUV wat sy ry en toe het sy so ruk terug nou het sy 'n ou Mini ook gekry wat sy nou ombou in 'n noem dit die Monte Carlo replika. Dis 'n ou voertuig wat destyds die Monte Carlo rally gery het. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Klein karretjie groot oorwinning. Op 21 Januarie 1964 het die Mini Cooper S een van die skouspelagtigste oorwinnings in die geskiedenis van internasionale motorsport behaal, toe dit die Monte Carlo tydren vir die eerste keer gewen het. Dit was die Noord-Ierse paar bestaande uit Paddy Hopkirk en sy mede-bestuurder Henry Lydon wat vir die groot opskudding gesorg het deur die oënskynlike superioriteit van aansienlik kragtiger mededingers te weerstaan in hulle klein Britse karretjie. Die Mini se foutlose jagtog langs die plaaspaaie en oor bergpasse in ys en sneeu, om die skerp draaie en teen steil hellings, het die baan geweg vir 'n ongelooflike triomf. So sy bou hom nou en sy's nou al so 'n paar maande met dit besig en ek dink dit is vir my so great om te sien dat sy doen die ding, sy bou dit, sy werk self aan, ek help waar ek kan en die manne in die workshop help waar hulle kan, maar net om te sien hoe sy groei in haarself in die voertuig, want dit is goed wat sy self doen en obviously dan raak 'n mens bietjie meer confident en jy praat met mense, so sy wil nou maar net dit 'n bietjie uitbrei en ander vrouens kry om soortgelyk ook te fokus en nie te voel jy moet 'n man kry om noodwendig aan jou kar te werk nie en ja, of net koffie en koekie en drink of skorrelgoed. Wat is vir daarmee? Niks. So, ek wil 'n bietjie vashaak by die karre. So jy het met die restaurasie, ek dink nou aan daai Volkswagen wat jy daar het, wat die Subaru. Dis reg. Dis 'n pragtige bloody ding. Dit lyk soos 'n bussie of die volla. Die vollaatjie met die surfboard bo op en so. So waar is daai lyn waar jy, as jy 'n kar so oorbou, jy weet, laat my dink aan Fast and Furious of jy weet, is daai tipies, julle sit nou hierdie state of the art komponente in hierdie klassieke liggaam in. Kom dit op 'n punt waar dit die waarde opneem, kom dit nie daai oorspronklike part in dit. Waar is daar 'n dun lyn? Ja, dit is 'n fyn lyn. Ek dink laat ek net voordat ons begin sê, daai spesifieke voertuig het ons nie self gebou in-house nie. Dit is ander manne wat hom gebou het en dit verkoop julle die kar was toe nie bruikbaar geweest nadat hy gebou was nie en die kliënt het hom na ons toe gebring en ons het 'n klomp werk aan hom gedoen en 'n paar goed reggemaak en net bietjie opgradeer, beter gemaak as wat ons voel dit was gedoen geweest. So om jou vraag te antwoord oor die waarde, daai einste kar is daar oor die 500,000 rand aanspandeer en dit is 'n volla. So jy gaan nie 'n volla, behalwe as dit nou 'n spesiale volla is wat sommer daai waarde is nie, maar 'n mens moet die besluit maak voordat jy begin.
as daai voertuig het 'n kliënt besluit wat hy wil hê en hy die voertuig so laat bou. Hy het geweet hy gaan nie 'n kwart van sy geld op die einde van die dag heel moontlik terugkry nie, maar dis iets wat hy wou gehad het. Ongelukkig het die proses met die restaurasie saam hom nou 'n bietjie geïrriteer en die ding het nie geloop soos wat dit moes geloop het nie en hy is nou gatvol vir die voertuig. Hy wil nou nie eintlik meer met hom enige iets te doen hê nie. En dit het hom te veel gekos. Is dit nou maar ook dit het hom gekos, maar ja, lynhoofstuk? dis nie die finansiële implikasies wat vir hom so groot ding was nie. Dit was maar net die proses. So dit is 'n ander deel van die proses in ons werkswinkel. Ons kry die kliënte in een keer elke 2 weke. Ons sit met hulle, ons gaan deur wat gedoen is. Jy hou die ouens updated en jy doen wat jy sê jy gaan doen. Jy doen waarvoor die kliënt betaal. So wat baie gebeur in ons industrie is, daar's ouens wat voertuie restoreer, maar mens wil ook nie te veel daar uitbrei nie, maar mens moet maar versigtig wees net, dit is al wat ek kan sê. Net versigtig wees waar jy 'n kar laat bou en seker maak jy ouens het die kennis vir dit, want jy gaan baie geld spandeer, want dit is maar die ouens dink hulle sien dit op TV en dit kos alles is duur en jy doen dit en dan kry jy nie wat jy wil hê op die einde van die dag nie. So dis maar wat in hierdie geval gebeur het, maar daai voertuig is nou great 100% uitgesorteer. Daar is nie 'n vinniger volle aan die dorp nie. Ek kan dit vir jou definitief vertel. Ek het hom so 'n maand terug gery en 'n paar nuwer modelle voertuie wat my bietjie probeer het, maar hulle kom vinnig agter dat dis nie 'n standaard volletjie nie. So hierdie kliënt het besluit hy gaan daai geld spandeer. Hy gaan dit nooit terugkry nie. Op die ander hand weer, mens kan 'n prys op hom sit soos wat ons nou tans maak. Ons het 'n prys op hom, hy's nie haastig om te verkoop nie. Hy het klaar vir 'n ander voertuig aangeskaf en iemand gaan instap wat baie van daai kar hou en iemand gaan hom koop. Dit is waar die waarde ding bietjie moeilik is. So 'n mens maak 'n prys op 'n voertuig en as iemand hom regtig wil hê, dan gaan hulle dit betaal. Dis emosionele, daar's 'n groot emosionele komponent. So ja, daai kar is die duurste volle aan die dorp heidaglik en as jy my advertensies gaan volg op sosiale media, ek moet myself vreeslik inhou vir mense wat almal voel hulle moet iets noodwendig sê op iemand anders se advertensie of wat ook al. So ek het dit verwag toe ek daai kar gaan opset, want dit is 'n bitterduur volle, maar daar's baie meer as dit spandeer en hy's ongelooflik goed nou klaar gemaak deur ons. So ja, as jy voel jy wil in 'n ou Beetle ry en jy wil 'n Porsche Cayman of 'n Golf 7 GTI of iets van die aard 'n bietjie laat sleg lyk by 'n robot, dan is dit die kar vir jou. Met 'n klein surfboard bo op die dak. Net so. Nog net om is die sout in die bande met jou surfboard het jy hom weggery. Natuurlik, ja. Wat is die impak, jy weet die Fast and Furious flieks en goed. Was dit goed vir die besigheid? Ek dink dit was goed vir die exposure in Suid-Afrika, maar ek dink dit ook mense se verwagtinge so bietjie. Ek praat nie net van Fast and Furious nie, as we kyk na Fast and Loud en daai stories op Discovery en al daai al jou realiteit. Die probleem is, hulle noem dit realiteit TV. Ek verstaan nie hoekom nie, want dit is glad nie realisties wat hulle so mekaar te bou in 7 dae nie, maar nietemin. Dit ouens bietjie bewus gemaak van dat hierdie ou karre is dalk iets en dit is iets wat mense nie net sommer in 'n veld parkeer nie, vergeet daarvan omdat dit 'n ou voertuig is en dat jy gaan net aan koop 'n nuwe kar nie. Maar dan op die ander hand ook weer eens, dit het mense laat dink dat jy klap jou vingers en dinge gebeur oornag en dit werk ongelukkig nie so nie. In Amerika ook, dit wat jy sien op die TV en waar ook al, dis 5 ouens wat 'n kar bou. Behind the scenes is daar 50 mense wat dag en nag werk om die goeders klaar te kry en dis nie wat mense noodwendig sien nie. So, dit was goed en sleg geweest. Dit net bietjie die ouens bewus gemaak van die mark in Suid-Afrika, dat dit ook iets kan wees omdat dit in die buiteland so goed doen en ons ouens wat dit vir 'n lewe doen, maar dan ook die verwagtinge op die ander hand het dit so bietjie meer rondgeneek, want as 'n ou by ons inkom by ons werkswinkel en hy bring 'n kar in wat hy graag wil heeltemal restoreer, oorverf, interieur doen, meganies heeltemal oordoen en hy verwag dit in 'n maand of 2, dan raak dit bietjie moeilik en as mens dan vir die ouens sê dit kan nie gedoen word nie, dan sê hulle vir jou maar dit kan in Amerika gedoen word, dit kom nie hier nie. So dit maak dit 'n bietjie moeilik en ons het al 'n paar goeie restaurasies. Ons is nou maar kort tydperk oop, maar ons het al 'n paar goeie karre uitgesit daar vir redelike influential ouens in Suid-Afrika en dan weet jy as jy daai voertuig in 'n minuut vir hierdie ou belofte gemaak, dan kry jy nou maar jou ekstra help in en jy maak seker die kar word gedoen, maar dit is nie haalbaar dat elke voertuig wat deur 'n werkswinkel gaan op daai manier gedoen kan word nie. Nommer 1, mense gaan dit nie kan bekostig nie, want as jy 'n kar so vinnig gaan wil bou, gaan dit jou bitter baie geld kos. Nog gaan honderde mense moet wees aan die projek gaan werk en ja, ek dink hierdie ouens kan dit doen nie. Dit is ook maar 'n ander probleem. Almal wil die beste hê, maar die finansies laat dit nie noodwendig toe nie. Die ouens kan nie verstaan hoe spandeer jy aan 'n kar wat R20,000 werd is
500,000 rand nie. Hoe maak hy somme sin? Maar dit is ongelukkig wat dit is. Dit is hoe dit werk. Wat hoe so kos delf 'n bietjie dieper in die commercials in. So jy het nou genoem, jy weet jy sê vir jou elke 2 weke of dit gaan 2 weke vat om dit te doen. As jy sê dan doen jy wat jy gesê het jy gaan doen. Hoe prys jy dit? Is dit per uur? Yes. So ons probeer nou hierdie hele werkswinkel ding. Die kort en lank, die rede hoekom ek en Leon Potgieter is my vernoot in die werkswinkel. Hy het nou al 'n klompie karre self gerestoreer, meer in die air-cooled kant, Porsches ensovoorts en bitter goeie werk. Hy's 'n puntenerige ou en ek het besluit ek gaan nie 'n werkswinkel sonder hom doen nie. So die rede hoekom ons die werkswinkel oopgemaak het is juis omdat ons al baie slegte ervarings gehad het met ouens wat vir ons karre gerestoreer het. En jy betaal ten duurste, die ouens quote op so 'n manier dat jy betaal 'n 50 of 60% deposito in party gevalle meer en ons weet met 'n restaurasie as ek vir 'n ou wat se plek vol ou karre staan 'n 60 of 70% deposito gaan betaal, hy gaan heel moontlik my geld gebruik om 'n ander ou se kar klaar te maak of om sy salarisse te betaal of huur te betaal of wat ook al. So ons model in Snorshoot en ons werkswinkel werk heeltemal anders. Ons het besluit ons doen 10 projekte 'n jaar. Ons het 2 ouetjies wat dedicated is vir klein jobs wat inkom deur die dag of oor 'n naweek of wat ook al. Meer maintenance. Ja, net bedienste en wat ook al dit mag wees, maar ons doen 10 groot projekte 'n jaar. Dit sal seker so 'n jaar en 'n half per projek neem, 10 groot projekte 'n jaar. En ons stelsel en ons finansiële kant van dit werk heeltemal anders. So die kliënt kan of sy prokureur of ons prokureur se trustrekening gebruik. Ons vereis volle betaling. So maar dit gesit in escrow. As die projek R1 miljoen gaan kos om te doen, wat ons min of meer estimate van die begin af is baie moeilik om 100% akkuraat te kwoteer. So ons sit met die ouens, elke voertuig wat inkom spandeer ons sekere week aan die kwotasie, net om seker te maak dat ons het met elke liewe persoon wat aan die kar gaan werk in die winkel gepraat en dan estimate ons die ure op dit. So ons shop werk op ure. Dit is maar baie ouens sê dit is nie haalbaar nie want jy iets op 'n ou kar wat jy dink gaan 'n uur vat, kan jou 10 ure vat. I get that. Dit gaan so werk. Maar jy's happy om daai risiko te vat. Maar ek's happy om dan daai risiko te vat. En dit is aan my kant, ons moet tog 'n manier hê om dit te kan reguleer. Jy kan nie vir 'n ou sê dit gaan hom R10,000 kos en dan kom hy 'n maand of 3 maande later en gee hom R1 miljoen se rekening nie. Dit gaan nie haalbaar wees nie. So met die prokureurrekening saam moet dit werk. Ons kwoteer en ons breek dit op in fases. Ons breek die projekte op in fases wat verf, meganies, interieur ensovoorts insluit en dan die kliënt moet sy volle bedrag, dit gee vir ons ook maar die sekuriteit op die dag. Ek sien baie wat gebeur is ouens begin met 'n restaurasie en dan 'n kwartpad, halfpad in dit besef hulle hierdie raak nou 'n bietjie te duur en dan stop die projek en dan het die ouens wat die kar bou moontlik al of deposito's iewers betaal of hulle het parte gaan koop of ingevoer of wat ook al nog is. So ons vereis volle betaling in die prokureur as die projek R1 miljoen gaan kos, soek ons R1 miljoen in die prokureur se rekening en dan trek ons vanuit daai rekening. So ons begin glad nie met 'n deposito nie. Sodra ons die eerste werk, sê maar byvoorbeeld ons doen 'n totale restaurasie en 'n voertuig word geverf. Dit is nou fase 1. As die voertuig terugkom van verf af, dan stuur ons rekening vir die prokureurs. Die kliënt kom dan, hy besigtig die kar, maak seker alles is in orde soos wat dit was. Hy teken af, hy laat die prokureur weet jy kan daai geld release en die geld word aan ons uitbetaal. So dit voel ons is maar net 'n manier om dit bietjie te beveilig vir ons as ook vir die kliënt. Tuurlik. So, hy kan nie die kar vat nie. Korrek. En jy kan nie net die geld vat nie. Ek kan nie net sy geld gebruik nie. Hy moet kom inspect en hy moet die geld release en sien dit is gedoen waarvoor jy my charge en dan word jy wel daarvoor betaal. So ons dink dit gaan dinge dalk 'n bietjie verander in hierdie industrie want ouens wil nie noodwendig meer gaan nie. Dit is ek het dit al gedoen in die verlede. Ek het vir ouens al R700,000 deposito betaal om vir my 'n Ford te restoreer. 3 jaar later dan gaan al mense die kar daar uit en jy's nog steeds nie gelukkig nie en dinge word nie reg gedoen nie. En dit het ongelukkig maar in die laaste 2-3 jaar met my 'n paar keer gebeur want baie mense het die TV stories gekyk, die realiteitsprogramme gekyk en gevoel hulle gaan karre restoreer en hulle het dit begin doen en ouens se deposito's ingevat en begin en naderhand draai dit heeltemal vas want jy besef nie hoe baie werk dit is nie en dan staan die plekke vol en my geld word gebruik op jou kar, jou geld word vir hier gebruik, die nuwe ou wat inkom se geld word op my kar gebruik en dan ontaard dit in 'n lelike storie, dan is dit probleem. So dis hoekom ons stelsel bietjie anders bewerkstellig om onsself te beveilig, kliënte te beveilig en net 'n manier van accountability te kan gee. So die kliënt kom elke 2 weke in, hy sit in ons boardroom, ons gaan op die TV, ons het foto's van wat 2 weke terug gedoen was, ons vergelyk dit waar ons nou staan, alles wat gedoen was, elke 21ste van die maand, invoice ons vir die maand se werk, is ons maandeinde, invoice ons vir die werk wat gedoen was en dan gaan ons weer aan en dit bied vir die kliënte ook bietjie daai sekuriteit dat mense hou hulle in the loop, hulle kom in, hulle sit, hulle sien wat gedoen was en bly ook maar net op die bal en update het en hulle weet dat ons sit nie met die volle bedrag geld en
en Kan speel met hulle kan geld. môre Mauritius toe gaan nie. Ek Correct, is 'n fantastiese model wat jy het, want dis as ek is groot op outsourcing. Ja. Jy weet in een van die dienste websites wat ek al vir 12 jaar gebruik as nou daai tyd was hulle Elance, is nou Upwork. So hulle is best in class in die wêreld as enige blerry ding wil source. Ja. Van 'n ontwerper, skrywer tot 'n mechanic for that matter. Maar die geld gaan sit in escrow. Dis so eenvoudig soos dit. Ek en jy kom ooreen wat ons kom met prys ooreen, ons kom die aksieplan ooreen, ons het milestones en ek laai my geld, ek kan nie my geld uithaal nie, jy kan nie geld kry nie en dan elke milestone, as ek happy is met die milestone, dan gee ek toestemming dan gedeeltelike betaling dat dit release word, Ja. daai geld. So ek dink Dieselfde dis 'n konsep, ja. fantastiese model wat jy. Waar kom jy daaraan? Ek bedoel, is hierdie nou waar het best practice? Waar kry jy idees? Of is dit jou paal met die besigheid oor die jare? Nee, jong, ek weet nie, ek lê nagte wakker en dink ek aan allerlei maniere om ons industrie en ons besigheid beter te maak en mense probeer maar altyd obviously jouself beter maak en wat jy is en beter as die enigste manier om die beste te wees is om beter te wees as die volgende ou. En dit is maar 'n manier, so ek voel hierdie goedjies wat ons doen, die klein goedjies, die sisteme, prosesse, op die einde van die dag, dit is maar net iets wat ons bietjie afsonder van die gewone Jan Rapp en sy maat wat soortgelyk doen as ons en ons probeer 'n redelike groot en hoë standaard handhaaf. Ons probeer ongelooflike goeie werk uit ons winkel uitsit. Ons is nie die goedkoopste ouens in die dorp nie, dit is nie 'n kwessie nie, maar jy gaan een keer na ons toe kom en hopelik is jou probleem opgelos. Ons speel oop kaarte, ons is deursigtig met die mense en ons probeer dit genuine alles wat ons doen, veral in ons werkswinkel, as ook in ons verkope, is om net die gevoel van gemoedsrus by die ouens te skep, by die kliënte te skep, want onthou dit is baie geld wat ouens spandeer op iets wat hulle nie ken nie, wat hulle nie verstaan nie. Almal wil 'n baie cool nice Mustang hê, maar die ouens weet nie hoe dit werk nie en jy kan baie ouens trick trek op hulle of wat ook al en baie ouens word Ek wil sê jy vat hulle vir 'n ride. Baie ouens word vir 'n ride gevat en ons probeer maar net ons kry baie van ons kliënte is ouens wat reeds vir 'n ride gevat was, dan eindig hulle by ons op en ons probeer nou maar net daai bietjie verander dat hulle eers by ons opeindig voordat. So ja, in kort, ons probeer maar net alles wat ons doen, probeer ons om beter te wees en ons besigheid net 'n baie goeie standaard en reputasie op te handhaaf. So ek wil vinnig 'n bietjie terug te kom. Okay, so natuurlik julle wil 'n standaard stel. Natuurlik ook met die 10 projekte 'n jaar. So dis ook jou deel van julle kwaliteitsbeheer, né? Natuurlik ja, want anders word my ouens toegegooi en ons word bietjie toegegooi en dan raak dit maar net, dan kan jy nie jou vinger op die pols hou nie en dit is dit. So in terme van die daai 10 projekte, cherry pick julle. Ek moet hy sekere waarde Weet jy nie, die restaurasies is eintlik ook maar moeilik om te sê, maar enige voertuig wat gerestoreer word, daar gaan maar soortgelyke werk daarin. Natuurlik party voertuie verg bietjie meer aandag as ander, maar ons is redelik kieskeurig met die werk wat ons inneem in verkope as ook in ons werkswinkel. Mens moet maar wees, anders gaan jy op 'n einde van die dag nie die kwaliteit kan handhaaf nie, maar die werkswinkel ook. Ons kyk na enige projek wat inkom en ons adviseer die ouens en ons het mense met wie ons werk en ons verwys waar ons kan. As 'n ou inkom net vir byvoorbeeld een aspek van die restaurasie en die ander goeie doen hy self, dan kan ons hom ook verwys of ons kan byvoorbeeld hom stuur na 'n ou wat interieurs doen of wat ook al. So mens moet maar kies en ons is maar pikkie, maar ons help maar waar ons kan en probeer nou natuurlik die groter werk vir ons inbring. Dis hoekom ek ook sê ons het 2 ouetjies wat dedicated is wat net die kleiner werkies doen, die in en uit werk, oggend en middag uit, die dienste, die brieke en daai goedjies. Wat is jou split as jy nou uit die 2 nie moet doen op die besigheid, is die gros daai projekte of is hierdie klein jobs? Nee, weet jy, mens moet nooit die klein goedjies, die klein werkies weggooi nie, want dit is op die einde van die dag, ons probeer dit op so 'n manier hardloop laat die klein werkies wat inkom, die 2 of 3 karre 'n dag wat inkom vir klein goedjies, maar die meerderheid van die besigheids die werkswinkeldeel se overheads cover en dan die groot projekte, omdat dit ook maar jy werk en dan eenmaal 'n maand faktureer jy vir die werk wat jy gedoen het. So die klein goedjies, dit help definitief met die omset van die besigheid en die uitgawes en dan ook ons klankinstallasies. Ons het nou so 'n paar maande gelede het ons agent geword. Ons doen enige sound installations. Ons redelik min ouens in die dorp wat dit doen. So ons het ouetjie aangestel wat dedicated is, Corrie. Hy's nogal 'n magician met die klankinstallasies, ook met restaurasies, die fynwerkies ensovoorts. So enige nou 'n Bose wil in jou volle insit dan. Enigiets. Ons bou nou juis in 'n kombi wat ons bou vir tankery vir die gin maatskappy. Bou ons, ek dink dit gaan die loudste kombi in die dorp wees. Hy
kry iets belaglik soos 24 speakers en 'n groot stelsel en amplifiers. So dis nou uit en uit hulle events vir ja, dis nou maar vir golf daar en bemarking en wat ook al. Dit gaan nogals 'n baie mooi bussie wees. Dis nou tipies een van daai voorbeelde waar jy iets koop van 100-200 000 rand en spandeer 500 000 rand en hy bly nog steeds 200 of 300 000 rand. Hy's 'n novelty, is niks meer. Korrek, ja. So elke aspek van die besigheid is vir ons belangrik. Natuurlik die groot projekte is maar waarna mens kyk as jy 'n restaurasieshop wil hê. So die 10 projekte waarna ons kyk, ons staan nou op 8 projekte, daar behoort nou weer 'n paar uit te kom en sal al weer 'n nuus inkom. So sodra 'n projek klaar is, dan neem ons eers weer nuwe werk in. Maar ja, ons probeer maar net alles onder beheer hou, vinger op die pols hou en seker maak die kwaliteit is daar. So klein werkies help ons baie, groot werke is maar die eintlike besigheid. Ja, die restaurasies. So kom ons eindig met 'n sensational vraag. Okay, so kom ek vra so, kom ons begin eerste een, wat's die lekkerste of interessantste of duurste kar wat as jy nou aan 2 moet dink wat vir jou wat's die duurste kar? Wat spring uit? Ek dink nou aan daai Mustang wat jy daar opgestart het vir die ou, ek het nogal gelag daai Saterdag die ou klim in saam met jou wat jy hom vir daai spikswart Mustang. Ja. Toe staan sy verwagtende vrou daar, toe sê ek vir is dit sy droomkar of het hy nie die memo gekry of gaan hy customized baby seats agterin sit? Toe lag sy, toe sê sy nee wat, dis maar hy mag maar droom, né? Ek het gesien sy staan daar en dit is ook maar net een van die soos op Saterdag dan kry mense nou baie ouens wat kom voertuie kyk en daai persoon wat ek vir die draai gevat het, hy het my voortyd gesê hy kan glad nie die kar bekostig nie en hy gaan hom nie koop nie, maar kan hy asseblief vir 'n spin gaan? Ek kan se vat hom maar vir 'n draai en dit is ook maar 'n ding om die ouens maar net bietjie, jy maak mense betrokke en dit leer die ouens so ja, nee wat, dit is so wat daai is 'n miljoen rand Mustang. Ja, ek het hom nou laas naweek verkoop. Die naweek wat nou verby is, het ek hom nou wel verkoop vir 995 000 was sy prys gewees. 'n Paar goedjies wat ons dan hom gaan doen en bietjie verander en dan sal ons hom hopelik teen die naweek of volgende naweek kan aflewer. Ja, dit maar dit is 'n fantastiese blerrie ding daai. So wat spring uit oor die jare vir jou of selfs 'n spesifieke handelsmerk? Vir my die verkope is nog altyd vir my lekker en die voertuie waaraan ons is lekker, maar vir my die lekkerste deel van ons besigheid is as ek en my vrou, ek en Nadia, soos nou volgende week, ons klim in ons kar en ons ry en ons het 'n klomp stoppe wat ons gaan maak en ons stop by versamelaars en ons gaan kyk waar daar beskikbaar is en ons het nou al pelle met van die ouens geraak, so ons gaan slaap by hulle oor of gaan drink 'n koffie of gaan kuier en ry maar rond en net gaan wys weer gesig by al die collectors en versamelaars en dat ons maar net sien mense is nog daar en jy is nog besig. So dis vir ons die lekkerste deel is om die karre actually te gaan soek. Dit is vir ons 'n baie lekker deel van die besigheid. En enige persoonlike, ek het nou vir jou my Alfa Romeo, jy het nou agtergekom, is daar iets wat jou hart se punt is? So ek en my vrou jy's gisterand hieroor gepraat ook. Ek het baie karre. Ek het klomp karre en ons koop die goed en ek koop maar altyd die karre aan nou deesdae met die idee om te herverkoop. Dis ek gesê toe ek jonger was dit om alles te hou, maar nou met die idee om te herverkoop. So ek het 'n paar goed waarvan ek hou wat karre is wat ek gebruik. Ek het 'n ou 1968 Dodge bakkie wat ons nou so bietjie geresto maar dit het 'n bietjie nuwer engine in en aircon en kragstuur en al daai goed, maar ek voel ek gaan myself binnekort beloon met 'n Roadrunner. Ek vrek oor 'n 1969 Plymouth Roadrunner. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Die 1968 Plymouth Roadrunner was sy eerste in die Amerikaanse outomobielgeskiedenis. 'n Kragtige dog bekostigbare spiermotor met liggewig en sterk engines. Om maksimum werkverrigting teen die laagste koste te bewerkstellig, het die Roadrunner weggedoen met onnodige leksere soos matte. Die Roadrunner was klaarblyklik 'n gunsteling onder smokkelaars en vinniger as meeste polisiekarre. Die basis engine was 'n spesiaal gewystigde 383 V8, die vinnigste 383 ooit, met 335 perdekrag. Die naam is inderdaad afgelei van die bekende strookieskarakter, aldus die toeter wat beep beep. Plymouth het 44.599 Roadrunners verkoop in 1968. Die Super B, so dit is 'n baie groot Amerikaanse kar, ek sal vir jou 'n bietjie 'n foto wys. En dit is iets so, Nadia het ook gisterand gesê, sê sy vir my, dis tyd dat ek nou vir my iets aanskaf wat my klassiek is, waarin ek geken word. So ek van wel ek het my nuwe Ford Ranger bakkie gister gekry. Sy sê nee, dit tel nie. Dit tel nie. So ja, ek het hierdie Roadrunner al in die verlede gehad en ek het hom verkoop aan 'n kliënt van my.
En ek het nou al so subtiel met hom bietjie begin praat of haar moontlikheid sal wees om die kar terug te kan koop. En dit is iets wat ek is maar 'n Amerikaanse V8 kar mens. So dit is iets wat ek sal wil hê. Plymouth Roadrunner Super B. Baie mooi. Ja. En dan nou, laaste vraag, jy het nou, ek weet nie of jy mag sê nie, jy het vroeër van die rugby spelers, my eerste gedagte was, hoe pas hulle in in hierdie ou Amerikaanse karre maklik, en ek dink aan daai Mustang, of daai Corvette, wat daai 2 Corvettes, dis nee, miskien ou Faf, maar, wie is van jy, mag jy name noem, wie is van jy? Ek dink nie, dit is toch maar op hulle sosiale media profiles en goeders ook opgesit, so ek glo nie, dit sal 'n probleem wees nie, van ons gereelde kliënte, ons het onlangs vir Mornay Steyn het ons Austin Healey bietjie aan getorring en gewerk en klank en goedjies vir hom ingesit, 'n kar wat hy ook by ons gekoop het. Dewald Potgieter, ons het sy Camaro heeltemal vir hom kosmeties gerestoreer en 'n paar goedjies aan hom ook gedoen. Hy was juist nou gister weer by ons gewees. John Dreyer is tans besig om te kyk na 'n paar voertuie by ons. Hy is ook die persoon, hy wil sy nuwe voertuig, sy Fortuner wat nou splinternuut is, wil hy nou inruil op 'n ou kar en hy wil hom elke dag ry. So ek kan dit maklik doen en vir hom sê, is reg, ons doen die transaksie, maar dan gaan ek en hy heel moontlik op 'n stamp. So ons skop maar teen. Ons probeer ons ook maar inlig soos wat hulle aangaan om nou nie simpel besluite te maak nie, veral vir waarde ook. En Jacques Potgieter, hy het 'n Mustang by my gekoop al 'n ruk gelede. Ons het hom ingeruil op 'n ander Mustang wat tans in restaurasie by ons is ook. Hy behoort oor so 'n paar weke klaar te wees. Die ouens val maar net daarin. Wie daai Mustang probeer dink. Nee, die Mustang is net 'n ou van Johannesburg. Ook 'n ou wat geensins, hy het dit vir my reguit gesê, geensins enigiets van 'n kar, weet nie, as jy hom vra wat sonder die band het, gaan hy vir jou sê 'n engine. Hy het nie 'n idee nie. It's a look and a feel and ek dink ook met baie van die dit wat ons ook maar help, wat ons bevoorreg is oor die influential mense in die dorp, die rugby spelers, die groot besigheidseienaars ensovoorts. Dit is ook maar lekker as hulle by ons voertuie koop en dit is 'n gemaklike transaksie en hulle is tevrede en gelukkig om mee. En die word of mouth komponent by sosiale media toe en dit is die groot ding, die word of mouth. So Mornay Steyn, sy Austin Healey wat hy het hom gekoop met die doel dat dit is sy voertuig, hy speel nou weer by die Bulle, hy ry met hom net Loftus toe en terug, maar ek wil vir jou by sê, ek het hom nou al 'n paar keer op die pad gesien en ek weet dis nie oefentyd of rugbytyd of enigiets gewees nie, so hy ry hom nogals baie. So nee wat, dit is maar, ons het al interessante karakters ontmoet en prominente figure, ons het al met 'n paar politiese ouens ook gehandel wat voertuie koop en wat voertuie het en redelike versamelings het. So ons besigheid hanteer ons maar redelik streng konfidensieel, maar dit is lekker om te kan deel, veral as die wil amper die social butterflies, as van die ouens wat nou op sosiale media mense beïnvloed en wat ook al na hulle nou rugby gespeel het of na hulle nou daai deel van hulle loopbaan verby is. So dit is lekker as die ouens ook goed van jou praat en bietjie jou besigheid namens jou bemark en terugkom vir nog besigheid en weer terugkom. So ek dink dis maar deel van die standaard wat ons probeer handhaaf. So ek sit en ek sal eendag, ons het vandag ek het vir jou genoem, ek sit die Saterdag aan, daar's 2 swart egpaar wat toe daar sit en ek het afgelei, ek weet hy het so pikswart V8 kompressor aangery, maar hy het iets kom optel, nee. Ja, so hy het toe hy jonger was, het sy pa so W108 280S Mercedes gehad en hy het daar ingestap en hy het uiteindelik na iets anders kom kyk en hy het daai kar gesien en hy het besluit hy vat hom. Ek het nog so 2 of 3 goedjies gehad wat ek moes doen op die kar en ek het hom vir hom 'n week te gee en toe het sy vrou hom gebring om sy kar te kom. So hy het obviously die emosionele en die Mercedes ding nog sterk in die natuurlijk, ja. Maar ek hoor toe hulle vra toe vir jou van jou ouens, wat swaai jy? Hy wil what swaai jy? So dit was baie interessant, maar toe nou die Snor City en ek het nie geweet wat Snor City beteken. So vertel 'n bietjie vir die nie Pretoriaaners wat Snor City. Vertel hulle wat dit beteken. So Jessie, wat swaai jy? Toe ek het met 'n pel vir my gesit wat eintlik 'n prokureur was destyds en hy het die besigheid vir ons geregistreer en hy het sê ek vir my tyd dat ons nou maar 'n entiteit moet kry waar ons handel. Dit was met wat swaai jy destyds en vra my wat doen julle eintlik, want ek dink tot vandag toe baie van my pelle besef weet ook nie eintlik wat presies ek doen. Hulle weet ek doen iets met ou karre, maar ook nie eintlik wat ek self weet ook nie 100% presies altyd wat mense doen. Maar wat swaai jy? Het ek vra wat doen ek en ek het vir hom gesê ek weet jy wat ek swaai iets, as ek koop 'n kar, ek swaai, wat ook al, en toe sê hy, wat swaai jy? Toe sê ek, nie enige ding, toe sê ek, wel, ons noem het maar, wat swaai jy? En toe die besigheid nou so gegroei, en ons het vir 'n lang tyd geoorweeg om
om die naam te verander. So, dis eintlik snaaks, die besigheid se eintlike geregistreerde naam is Vintage Cars South Africa. En ons trade as wat swaai jy. En ons het oorweeg om te rebrand en alles, maar ek voel met so 'n naam, selfs met Snor City, ek sal nou vir hom ook verduidelik, maar selfs met Snor City, dis iets anders. Almal probeer hierdie soos 'n restoration customs of classic restorations of wat ook al. Dis vervelig en ek dink ons trek so 'n bietjie meer aandag, dis heeltemal anders. Ons het al geoorweeg om 'n video te maak van 'n klomp mense in die land met verskillende aksente en verskillende nasies, wat ook al dit mag wees, om almal wat swaai jy te sê. En nou kyk hoe dit uitgespreek word en also in Engels dink ek dit translate maar so 'n bietjie na flog it. Jy weet wat jy sê, you flog it, jy verkoop. So ek dink dis maar min of meer die naaste wat ek kon afgelei het, maar ja, wat swaai jy? en dan Snor City, ons werkswinkel, ons het ook gedink aan 'n klomp name, German Kraftwerk en allerlei plekke om nou die standaard en die kwaliteit te probeer daar buite kry, maar ons werksel op die einde van die dag maar vir ons doen, so die naam het ons nie te veel geplan nie, ons het 'n goeie vloei van werk wat inkom deur my verkoop en natuurlik voer die werkswinkel baie goed aan. En toe besluit ons is in Pretoria, ons is enigste ouens wat eintlik in Pretoria hierdie ding try en doen en actually execute. En toe noem ons dit maar Snor City Speed Shop. So Snor City, ek dink is die ouens van Joburg praat van Pretoria as Snor City. Ek weet nie of meer mense hier snorre het of wat die actual story is nie, maar ja, Snor City Speed Shop wat nou natuurlik ook uitbrei na Snor City Paint Shop en Snor City Audio Installations en goeds en accessories en fitment. So die werkswinkel is gemik op ouer voertuie, Snor City Speed Shop, maar ons nader nou 'n klomp nuwer handelaars vir hulle klankinstallasies en fitments en al daai goed. So ons sal nog sien hoe as ons vir iemand 'n proposal stuur en dit kom van Snor City af, ek weet nie hoe ernstig die mense dit gaan opneem nie, maar dis nou maar so, ons sal maar kyk, as hulle by ons kom draai maak, dan sal hulle verstaan. Dit is mos nou daai, ek wil sê dis die perfekte voorbeeld van mengels. Ja, Snor City. Snor City, né? Ja, en ons het die patent en die naam en alles op die trademark van Snor City geregistreer en ons is nou besig met kliënte van ons ook wat in die drankbedryf is om 'n distillery oop te maak, Snor City Distillery. En ons sal ek 'n bietjie foto's ook wys van die branding voertuig wat ons mee besig is en al daai goed. So ons kyk maar net wat is enige iets wat ou kar en nie ou kar mark is nie. Ons probeer die niche tipe goeders net kombineer en alles laat mooi saamwerk en die een deel vul die ander deel aan. So dit is nou maar hoe die verskillende entiteite en besighede aan mekaar gekom het. Kyk Corbert, en nommer 1 inspirerende storie en inspirerende besigheid. Ek wil kom sit daar by julle en 'n bier drink en net daar ryk en kyk. Dit is wat ons probeer bereik. En ek wil nie by Volvo. Ja, dit is so showroom gaan sit en ek wil eers ek sukkel net om so te ry my kar te laat doen. Ja. So nee, julle definitief iets beter en ek dink dis net daai ervaring en daai experience wat iets spesiaals is. Ja, dis vir ons die groot ding. Ek sien die handelaar daar bo ons ook die Penta motorgroep. So ons is in die Penta motorgroep se basement onder die Suzuki handelaar met ons eie ingang van agteraf, maar ek sien dit het nou ook al 'n verkoopstaktiek van hulle geword. Die mense kom boontoe wat nuwe karre koop en besef nie wat is in die basement nie, so dan bring die salesman en sê kom ons gaan drink dit vinnig 'n koffie of wat ook al, dan stap die ouens daar en onmiddellik verander sy hele ervaring van 'n nuwe voertuig koop, 'n Suzuki of Jeep of wat ook al die Penta motorgroep op doen. Onmiddellik verander sy hele ervaring van daai kar koop omdat hy daar onder deurstap, is emosionele koop, hy loop deur, hy sien voertuie van back in the day en herinneringe word daaraan gekoppel. So ja, dit is maar 'n ervaring wat ons probeer. Baie mense bel my en vra hulle is die museum oop vir die publiek? En sê museum is nie, dis ons winkel, dit is ons showroom, dis nie 'n museum nie. So dit is goed. Ons is bevoorreg en ons werk hard om hierdie ding te bou en die showroom net 'n lekker atmosfeer, soos wat jy weet daar. Die atmosfeer is vir ons baie belangrik met bietjie musiek en bier en kuier en ook lekker. Jy hoef nie noodwendig 'n kaart te koop nie. Stap deur, kom kuier, kyk, word herinner aan jou jonger dae, wat ook al dit mag wees. Ja. Corbert, jy het nou daai ou guns gedoen met sy pregnant vrou. So jy moet my nou gaan wys wat daai volla kan doen. Ek wil nou nee, ons sal. Kom maak dit daar. Ons met 'n Porsche trek af van Ryword tot Ryword. Dit is eintlik heel scary om in so 'n kar so daai spoed te beweeg, ja, maar hy's gebou daarvoor. Ek weet sê ja, hy's gebou daarvoor. Ja, maar nee, jy's welkom. Jy's welkom. Corbert, baie dankie vir jou tyd. Dankie dat jy enige tyd weer gekom het en soos ek sê, well done, hoor. Dit is regtig 'n baie spesiale besigheid en ek wens julle alle sterkte vir 2021 voor. En ook net so terloops die Classic Kagel. Vertel 'n bietjie wat Nadia, dit was Nadia Classic Kagel. Ja, sommer so vinnig. Dit is jy kan gaan kyk op Instagram en op Facebook, haar profiles is alles daar up and running en dit is julle sal sien na die foto's en die kwaliteit daarvan is sy ook wat al ons foto's en ons bemarking vir die besigheid doen. So
sy probeer maar net ook die exposure bietjie mense bewus maak en net meer die klassieke en ou kar ding in die land bietjie groei en dit is probeer 'n snowball effek kry dat almal betrokke is en almal weet dat dit is 'n industrie en nie net so niche mark meer is nie. Dit sal heel moontlik altyd wees omdat dit maar 'n luxe mark is. Maar ja, sy fokus maar op reviews en op die ouer voertuie, sy deel foto's, sy deel kennis. Sy is besig, sy het Motel as 'n borg van haar, soos hulle is besig met 'n paar nice goeders wat hulle vir die publiek ook gaan bied. Is nog als in die beginfases, maar asseblief gaan volg haar en volg haar journey op social media. Ons sal 'n bietjie sal in die notas so goed sal ons insit. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.